U die lam vir ons geslag. U het geen lyding, geen kruis, geen vloek, geen dood ons sien nie, om in ons plek vir ons sondes te boet en ons vry te koop met die kosbare bloed. Dis waaroor hierdie naweek gaan. Ons lees vanoggend saam die gebeure rondom ons Here se kruisiging vanuit die evangeliebeskrywing van Lukas. Ons gaan lees Lukas 23 vanaf vers 24 tot en met vers 46. Maar voordat ons hierdie gedeelte saam lees, ook op hierdie oggend, al ken ons die gebeure baie goed, al staan dit sentraal in elkeen van ons se geloofslewe, is en bly ons altyd afhanklik van ons Here as ons sy woord nader. En daarom gaan ek vra, broers, kom ons staan en ons almal saam as sy kinders, kom ons nader eers ons Here in gebed. Grote God, ewige God, enigste God. As u kinders, buig ons saam voor u neer. En as ons Here bring ons aan u, Here, die lof, die eer. Om die voorreg te hê om so saam op Goeie Vrydag vanuit u woord te leer. U beter te leer ken. Dis onverdiende guns, o Here. En meer as dit het ons die voorreg om dit altyd in enige tyd te kan doen. Enige tyd kan ons die skrif nader. Ons hoef dit nie skelm agtertoe deure te doen nie. Ons hoef nie weg te kruip om so saam te kan vergader nie. Ons hoef nie te vrees om die blye boodskap, dit waaroor hierdie naweek gaan, te verkondig nie. Dit alles genade waarvoor ons u die dank verskuldig is. Here, ons bid en vra dat u vanoggend se diens ook sal seën. Leer ons vanuit u woord. Gebruik dit en lei ons ook vir Sondag se nagmaal. Here, ons bid ook vanoggend en vra dat u hulle sal bewaar wat nie hier is vanoggend nie. Beskerm hulle wat op hierdie besige paaie is. En versterk almal met die boodskap van Paasnaweek, waar hulle ook al saam in aanbidding verkeer. Help dat ons nie sal vashak by die afleiding van paasasies en paaseiers nie. Here, ons vra dit, nie omdat ons enige iets kan verdien nie. Ons vra dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Net 'n stukkie geskiedenis voordat ons saam lees. Daar's 'n paar 100 jaar waaroor die skrif redelik stil is. Ons leer die gebeure ken onder die verdeelde monargie, waar Assirië die Noordryk weggevoer het in ballingskap, die 8ste eeu voor Christus, en hoe daardie 10 stamme toe nou verdwyn het. In die 6ste eeu voor Christus, toe was Assirië nie meer die mag in die wêreld nie, maar Babylonië. En onder Babyloniese heerskappy leer ons dan hoe dat die Suidryk, Juda, ook weggevoer is. En is met hierdie ballingskap, die tweede ballingskap, waar ons Daniël en sy vriende leer ken. Hulle is weggevoer onder die heerskappy van Nebukadneser, Babyloniese koning. Maar Babylon het nie baie lank in mag gebly nie. En daardie stuk geskiedenis leer ons ken hoe die mag geskuif het
na die Meders en die Perse en kry ons te doen met Darius, met Kores, ook met Ester se geskiedenis onder Persiese bewind. En is hier waar die skrif eintlik begin stil raak. Want ons leer vir 'n paar honderd jaar nie wat het gebeur in die groter politieke prentjie van die wêreld nie. Nou Persië was 'n sterk moondheid en het lank aan bewind gebly. Maar onder Filippus II van Macedonië het Griekeland verenig. En sy seun se naam gaan julle dadelik herken. Dis Alexander. Onder Alexander in die 4de eeu voor Christus is die Persiese mag gebreek. Het Griekeland oorgeneem en die ryk al hoe meer en meer uitgebrei totdat die Romeine by die Grieke oorgevat het. En hulle het natuurlik voortgegaan om ook verder en verder hulle mag en invloed uit te brei. Nou ons moet nie die fout maak om te dink dat in hierdie tyd wat die skrif stil was, God stil was nie. Hy was steeds besig om dinge in plek te kry vir die koms van sy seun en die gebeure waarvan ons ook nou gaan saamlees. En ek noem dit vir u, ons gaan in die diens ook weer terugverwys na hierdie stukkie geskiedenis wat eintlik baie belangrik is om te verstaan. Nou goed, Lukas 23, ek lees vir u vanoggend voor vanaf vers 24. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. En hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geëis het. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares in die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen, die groen hout, wat sal met die droë gebeur? En daar is nog 2 ander kwaadoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volke dit staan en aanskou en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom,
Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. Die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Net tot sover. Verse 32 tot 33 en daar het nog 2 ander kwaadoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaadoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En dan lees ons 'n bietjie verder vers 39 van vers 39 af en een van die kwaadoeners wat opgehang is het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord, bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Toe ek op hoërskool was, in daai tyd was dit nog standaard 8, vandag se tyd graad 10, het 'n tragedie ons klasgroep 2 keer kort na mekaar getref. 2 van ons klasmaats is redelik na aan mekaar dood. Die een aan 'n epileptiese aanval en die ander een aan 'n bloedklont op daardie vroeë ouderdom. Die aard van die saak was dit 'n baie moeilike tyd. Veral die een meisie wat dood is aan die bloedklont. Haar begrafnis het 'n diep indruk op baie van ons gelos. Op die begrafnis het die skoolse koor 'n bekende liedjie gesing. Wat op daardie stadium almal se harte aangeraak het wat dit gehoor het. Die lied is baie bekend, word vandag nog steeds baie gespeel. Die lied wat die koor gesing het was Houtkruis. Jy sal dit herken, soos dit word deur Dani Botha, Piet Smit, Jan de Wet, Willie Joubert, Romans en 'n klomp ander nog steeds opgevoer. En ek dink die rede waarop die woorde van die lied op daardie tragiese dag so diep met ons gepraat het, was omdat daardie woorde soveel troos, soveel vrede gebring het by 'n geleentheid waar hartseer en onsekerheid eintlik meeste mense gevange gehou het. Dis omdat die woorde tydlose waarhede verkondig wat geen tragedie, geen mens kan verander nie. Daardie waarheid is vas. En ek lees vir u dele van die woorde van hierdie lied voor. Daar was 'n houtkruis. 'n Redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daarom sal ek sing. Onthou vir Dawid, voor die ark het hy gedans en gejuig. Nou na die kruis van Jesus, hoe sal ons nog hande vou en dan swyg? Wie sal my kan stil maak? Sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak as my voete in dans wil losbreek? Vra nie hoe jy voel nie. Asof gevoelens hoegenaamd die besluite kon raak. En dan was daar nooit die pyn toe. Toe spykers deur die bloed daar die ou kruis gekraak het nie. Ja, daar was 'n ou kruis.
my redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daarom sal ek sing. Ekskuus mense. Ek sê dit was maar 'n moeilike tyd. Die waarheid van die houtkruis het daardie dag hoop gebring. Waar moedeloosheid geheers het. Troos gebring waar hartseer oorheers het en het vrede gebring. Waar daar soveel vrae was wat nie antwoorde gehad het nie. Geen ander boodskap sou dieselfde impak op 'n mens kon hê, ongeag die omstandighede, as die sekerheid van Christus se kruis tydens sulke gebeure nie. Nou die woord kruisiging kom vanuit die Latyn. Crucifixio of crucifixus wat beteken om vasgeslaan of vasgestel te wees in 'n kruishout. En argeologiese fondse uit die 1ste eeu het al vir ons baie lig gewerp presies op wat dit behels het. Nou die Romeinse vorm van kruisiging was nie as 'n reël deur die Joodse volk in die Ou Testament gebruik nie. Vir die Jode was kruisiging een van die verskriklikste en vervloekte vorms van dood beskou. Ons vind dit alreeds in Deuteronomium 21. Ons lees daar vers 23. As in iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe. Een wat opgehang is deur God vervloek. Ons lees van een uitsondering wat deur die historikus Josephus aangemeld word, waar Johannes Janneus, eeu voor Christus, 'n klomp vyhandige fariseërs gekruisig het. Maar om aan 'n kruis te hang was deur die Jode beskou om vervloek te wees. Nou kruisiging as 'n vorm van teregstelling was egter deur baie ander nasies, ander beskawings gebruik. En vind ons verwysings daarna by die Assiriërs, by die Persiërs, die Skitiërs, Kartagers, ja selfs die Duitsers, die Kelte, die Britte ensovoorts. Maar dit was onder die heerskappy van Alexander die Grote, waarvan ons net nou gepraat het, tussen 356 tot 323 voor Christus, waar kruisiging die algemene vorm van teregstelling geword het. En so is dit dan van die Grieke af oorgeneem deur die Romeine. Aan die begin het ons gesê, God was besig om die wêreld reg te kry vir die koms van sy seun, en hierdie is deel daarvan, juis omdat Christus in ons plek die vervloekte geword het aan daardie kruishout. Niks is toevallig nie. Alles gebeur met 'n rede. Die realiteit is egter dat kruisiging nie net een van die mees skandelike vorms van dood was in daardie tyd nie. Dit was ook een van die mees gevreesde. Nou oor die presiese gebeure, die gedetailleerde beskrywings van 'n kruisiging, vind ons eintlik snaaks genoeg min gegevens. Miskien juis omdat die sekulêre historiese van daardie tyd nie die gruisame gebruike in soveel detail wou beskryf nie. Want kruisiging, broers en susters, was gereserveer vir verraaiers, kruisgevangenes, slawe, die ergste van misdadigers. En in daardie tyd van Christus se kruisiging was Romeinse burgers as 'n reël nie gekruisig nie. Seneca, die Romeinse filosoof, ek dink ek het op geleentheid al vir u gesê,
Het gesê, hierdie teregstelling is so skandelik, Romeinse burgers moet dit nie eers sien nie. En daar was 4 tipes kruise wat gebruik was. Die kruis of die crux simplex, is maar 'n enkele regop paal. Die crux commissa is 'n T-vormige paal of struktuur, ook genoem die taalkruis vir die Griekse letter T wat lyk soos ons hoofletter T. Die crux stechysata, 'n X-vormige kruis, vernoem na die Romeinse 10, wat ook 'n X is. En dan die cruximissa, die bekende kleinletter T-vormige struktuur, waarop die Here Jesus Christus heel waarskynlik gekruisig is. Ons weet tydens so 'n kruisiging, is 'n persoon se hande en voete aan mekaar gebind. En dan is daar 'n spyker deur sy polse en deur sy voete in die hout ingeslaan. Soms, maar baie selde, was slagoffers onderste bo gekruisig. Die apostel Petrus het op eie versoek gevra om so gekruisig te word, omdat hy nie waardig gevoel het om op dieselfde manier as die Here Jesus Christus te sterf nie. Van Christus se kruisiging lees ons in ons teksvers. Hulle het om daardie dag saam met 2 ander misdadigers na Golgotha geneem. Die plek van kobbeen, hoofskedel. 'n plek van verskrikking en dood. Self stap jy lewendig op soontoe, maar dood word jy afgedra. 'n plek van skande en hoon, 'n plek waar mense doodgemaak word, waar seuns verlore gaan, waar van kinders nie terugkom nie. En daar ongeveer 2000 jaar gelede het 3 houtkruise gestaan. Ek lees 'n pragtige beskrywing daarvan deur Willem Botha. Hy beskryf ons teksverse soos volg. In die een kruis het 'n koue misdadiger gehang. Hy was skuldig. Hy het sy lot aan die kruis verdien. Hy het die land se wette gebreek en hierdie straf daarvoor gedra. Hopeloos, verlore in alle opsigte. Die dood aan die kruis was vir hom 'n einde van al sy drome van die toekoms. In sy eie oë 'n einde aan sy bestaan. Die verlorene het nie besef hoe naby hy aan redding was nie. Nie die paar meter tussen sy kruis en Jesus se kruis nie, dit was iets anders. Maar tog snaaks dat hy na Jesus uitroep om hom te red. Maar die probleem was, hy wou gered word van sy kruisdood. Want hy het geglo dat lewe beperk is tot die hier en nou. As hy tog maar net van sy kruis kon afkom met sy lewe, dan sou hy weer reg wees. Soos wat ons so dikwels uitroep na Jesus in nood as ons gevaar of siekte is, so roep hy uit na Jesus, as U die koning is, genees my tog net asseblief. Red my lewe. Hy het nie verstaan, sy probleem is soveel groter nie. Hy wou spottende wys op Jesus staat maak en daarom daag hy hom uit, daag hy sy koningskap uit en sê, as U dan die Christus is. Die redding wat hy wou hê, nie sy eie oortreding, sy eie sonde in ag geneem nie. Glad nie oor bekering gegaan nie. Daar was geen teken van berou nie. Hy het nie besef dat hy van sy sonde gered moes word nie. En dan was daar ook die kruis op die ander punt met die ander rower. Steeds skuldig aan die wet. Steeds in die oë van die mense 'n krimineel. Maar in sy hart het hy iets anders besef.
Hy het geweet die lewe is nie net beperk tot asemhaal hier op aarde nie. Sy desperaatheid het nie staat gemaak op Jesus se aardse vermoëns nie. Jesus was nie net vir hom 'n spaarwiel nie, ook nie 'n vinnige of 'n maklike uitweg vir sy probleem nie. Deur die genade het hy besef, daar is nog 'n kans, solank as wat hy nog 'n bietjie lewensasem in hom oorgehad het. Want hy was sterwend en hy het dit geweet. Maar hy het geweet, hierdie man langs hom, ook soos hy aan die kruis gehang het, dat hierdie man die ware redder is. Hy het geglo, lees ons in Jesus se onskuld. Hy het ook geglo in sy reddende krag. Hy het geglo dat Jesus die vermoë gehad het om iets baie groter te doen as net aardse herstel. Dat daar baie meer moes wees as om net van die kruis te kon afklim. Slegs een uitroep. 10 woorde in ons eie taal. Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Net dit. Een uitroep, dalk was dit 'n fluistering, dalk 'n laaste kragtige kreet. Dink aan my. En dit was genoeg. Sy liggaam het op die kruis gebly, maar sy siel het die paradys binne gegaan. Hy het net geglo, berou betoon, en dit alles so vir Jesus gegee. Want aan die middelste kruis het een gehang wat nie redding nodig gehad het nie. Daar het een gehang wat redding gebring het. Nie ek of jy of enige ander mens kon op daardie kruis wees nie. Want ons almal het redding nodig. Ons kan nie ons eie redder wees nie. Ons kan ook nie ander red nie, want ons is nie God nie. Ons het nie die vermoëns nie, nie die gesag nie, nie die status by die Vader nie. Nee, ons het ook nie daardie roeping of taak nie. Daardie kruis was gereserveer. Daardie kruis was vir een bedoel. Ons Here Jesus Christus, wat aan die kruishout, aan die vloekhout gehang het, sodat ons nie dit hoef te doen nie. Ons moet besef wie en wat ons is. Ons het met die lydingstydpreke gehoor. In waarheid is ons Pontius Pilatus wat maak asof ons onskuldig is, maar net soveel bydra. In waarheid is ons Petrus wat sê ons Here volg, maar hom net so maklik verraai. Ons sê ons is godsdienstig, maar net so maklik jaag ons eie redding na, soos wat die Fariseërs gedoen het. En lei ons of dra ons by tot die gebeure waarvan ons nou gelees het. Want dit is presies wie en wat ons is. Soos die twee langs ons Here, misdadigers gebore, krimineel groot geword, sondig in dade en gedagtes, skuldig voor God. Maar al is elke mens skuldig voor ons Here, sien ons steeds, die mensdom word in 2 groepe gedeel. Net soos wat die 2 misdadigers links en regs van ons Here verdeel was. En hierdie verdeling is nie gebaseer op die kant wat hulle gehang het nie. Dit is 'n verdeling gebaseer tussen die verskil tussen
verlorene en geredde. Beide sondaars, maar een geredde sondaar. Elke mens is of verlore, of gered. En die onderskeid, die verskil, broers en susters, is hy wat in die middel gehang het. Ons kan hom, ons koning, ons Here verag en bespot, soos wat die verlorene gedoen het. Of ons kan in hom glo. En met alles wat ons het aan hom vashou, soos wat die geredde gedoen het. En daarom bring die kruis skeiding tussen mense. Vir die een groep is dit iets om met die spot te dryf. Vir die ander groep 'n bron van troos en vrede, selfs in die moeilikste van omstandighede. Vir die een groep is dit 'n betekenlose beeld van sinnelose godsdiens. Vir ons die ander groep is dit die simbool van ons geloof en redding. Vir die een groep is dit rede om tydelik voor te lag. Vir die ander groep is dit rede om ewig te sing. Want ja, daar was 'n houtkruis. 'n vervloekte houtkruis tussen twee ander. Op elk van die ander 'n misdadiger wat redding nodig gehad het. Pontius Pilatus, Petrus, Fariseërs, skrifgeleerde, u en ek wat redding nodig gehad het. Die een misdadiger het gesoek na tydelike redding van sy eie kruis. Die ander het gesmag na ewige redding deur Christus se kruis. Die een verlore deurdat hy die redder op die kruis langs hom verag het. Die ander gered omdat hy in die redder langs hom geglo het. En vir ons wat saam met hom onder die gereddenis gereken word, wat nie onder die verlorenes tel nie, bly die kruis steeds 'n vloekhout. Maar 'n teken van dit wat die redder vir ons gedoen het. In ons plek het hy aan daardie vloekhout gehang. In ons plek het hy die skuld gedra en die prys betaal vir ons sonde. En in ons plek is hy verag en verneder deur ander wat net so skuldig is soos elkeen van ons. In ons plek het hy aan die kruis gesterwe sodat ons kan lewe. Dink aan my. So ja, daar was 'n houtkruis. My redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Maar daarom sal ek sing. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons Here en ons Verlosser. Ons buig voor U in aanbidding, ons loof en ons prys U heilige naam. Here, ons dankie vanuit die diepte van ons harte. U het aan die vloekhout gehang in ons plek. Ons die Pilatusse, die tipiese mense, die Fariseërs, misdadigers in ons sonde. U het ons skuld gedra, die prys betaal vir ons sonde. Here, om te dink U is verag en verneder vir dit wat ons gedoen het. En
daar was 'n houtkruis en U, ons redder, is daaraan vasgeslaan vir ons. Maar daarom sal ons sing, o Here, sing van U grootheid, U genade, U liefde. Nie net op Goeie Vrydag nie, maar elke dag, elke oomblik. Aan U, o Here Jesus Christus, ons redder en ons verlosser, aan U bring ons al die eer. Amen.